wil vanoggend, wat ek dink, is die belangrikste goeders van die hele, van al die Christelike godsdienst. Die probleem is ons geloof, Christendom, is 2000 jaar oud. Nou, kyk, niemand van ons weet hoe lang is 2000 jaar nie. Ek sukkel om weer 20 jaar te kom. So, 2000 jaar is baie oud. En die probleem met dit is, hierdie boek, die Ou Testament, alles voor Jesus Christus, voor 2000 jaar, is die Ou Testament. Daar was 'n godsdienst van die Jode, Judaïsme, wat 1300 jaar oud is. En die verhaal wat het ontwikkel het, is 2000 jaar oud. So die geloof wat ons mee besig is 'n lang geloof, maar ek wil dit vir julle oopbreek. En my opskrif is voorskrifte is ou skool. So kom ons kyk. Die Ou Testament van die Ou Testamentiese godsdienst begin so gesê by Moses. Moses het die volk uit Egipte land uitgelei as slawe. En toe hulle klaar is, 1300 voor Christus, toe hulle buitekant oor die Rietsee getrek het en daar in die Sinai-woestyn kom. In die Sinai-woestyn, die eerste ding wat gebeur het, God gee hulle die 10 gebooie. So die heel eerste begin van die ou godsdienst is die 10 gebooie. Nou vandag se kerk lees nog allemaal elke Sondag die 10 gebooie. Maar dis die ou godsdienst. En julle moet dit toch net verstaan, die ou godsdienst van die Ou Testament, van die Jode, het in beginsel begin met die 10 gebooie. En toe gee God vir hulle, as jy aan Exodus, Levitikus, Numeri gaan lees, gee God vir hulle, die eerste ding is die tabernakel, die voorhof, die allerheiligste, en die heilige en alles, en daarna gee vir hulle al die offers, en hy gee vir hulle al die priesters, en hy gee vir hulle al die voorskrifte was nou die 10 gebooie en die ander 603 gebooie wat daar was. En hulle, alles speel so af dat hulle op hulle reiniging inwerk, dat hulle gereinig word, en dat hulle geheilig word. En om al die goed reg te kry, het hulle 'n spesifieke dag afgesonder, en dit was die Sabbat gewees. So die hele, daar was klomp faktore betrokke by hierdie dinge. Maar die essensie van hierdie ou geloof, was die voorskrifte. As iemand iets gevra en sê, wat sê die voorskrifte? Die voorskrifte sê, jy mag nie varkvleis eet nie. Of wat die voorskrifte ook al sê. So die essensie van hierdie godsdienst, van die volk van God, was die wet. En na die wet het dit gaan om, sodat jy kan reinheid bekom, sodat jy rein kan raak, en sodat jy heilig kan raak. So dit was waar het gegaan het. Daar was altesamen in die Ou Testament 613 wette. So as jy die 10 gebooie, daar was maar net begin, daar was 613 wette. En hierdie ou Bybel van ons, die eerste 5 boeke uit die Bybel, noem ons die Pentateug. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Daai boek, die Jode het daai boek die wet van Moses genoem. En in Hebreëus het hulle dit die Torah genoem. So dit waaroor gaan het, die wet van Moses. So as enige iemand nie van weet van die Ou Testamentiese geloof, gaan na die wet. Wat sê die wet? Wat moet jy doen? Wat mag jy nie doen? En as ons in Levitikus 5 bijvoorbeeld lees, as iemand sondig en teen een van die gebooie van die Here oortree, is hy skuldig, of was hy nie bewus daarvan nie. Die skuld rus op hom. Dit was die beginsel. So daar was wette, en as jy die wette nie oortree nie, is jy skuldig, en jy moet gestraf word, of jy moet 'n sondeoffer bring, of 'n offer bring, sodat jy weer jouself kan verontskuldig, en so aan. So, die grootste ding wat gebeur het in die ou geloof, was gehoorsaam. Gehoorsaamheid was die vereiste vir bevryding en vryspraak.
En dit was logies, as jy ongehoorsaam is, gaan jy gestraf word. As jy gehoorsaam is, gaan jy heilig word. So gehoorsaamheid was die ding. En om gehoorsaam te wees, moet jy toegewyd wees, en om toegewyd wees, as jy lang genoeg toegewyd was, jy onberustig geraak. Ons lees van sulke mense in die Bybel. By hulle van Job was so oud, Job was onberispelik, niks verkeerd gedoen. Jy kry sulke mense in die Bybel. Daniel was so oud. Job was so oud. Daar was nog sulke mense, Johannes die Doper, sy ma en pa, Elisabeth, was sulke mense. So jy lees van sulke mense. Die probleem met hierdie stelsel, hierdie systeem van kerke, van godsdienst, het hierdie skaduwee kant, die sonde kant. Sonde word die hindernisse. Met ander woorde, as jy iets doen wat jy verhinder om die wet na te kom, het jy sonde gehad. Sonde was met ander woorde die hindernisse van die geloof. So wat gebeur? Hierdie struikelblokke word vir jou 'n probleem. Want die hindernisse en die struikelblokke keer jou dat jy heilig word en rein word. So jy het twee kante van die saak. Jy het 'n donker kant, wat jy probeer om die sonde te doen. Jy sukkel net heeltyd om die sonde te doen, sodat jy aan die kant kan kom wat onberispelik is en skoon is. Dit is eintlik anders, dis die donker kant, dis die ligte kant. Maar in elk geval, so jy het hierdie, kom ek lees vir jou byvoorbeeld in Kronieke, 'n teks. Die Gees van God het vir Sagaria, seun van die priester Jojada, in besit geneem. Sagaria was een van die profete. Sagaria het voor die volk gaan staan en vir hulle gesê, so sê God, waarom oortree julle die gebooie van die Here? Dit sal nie met julle goed gaan nie, omdat julle die Here verlaat het, sal hy julle goed verlaat. Dit was die essens van die godsdienst. Of jy voldoen aan al die vereistes, of as jy nie daaraan voldoen nie, dan gaan jy hulle verlaat. Gaan dit nie goed gaan doen. Dit was die rand in die kort van die verhaal. Die probleem is die gevolge na 1300 jaar van godsdienst doen. Die mense het later nie meer vir God aanbid nie. Hulle het nie meer vir God aanbid nie. Hulle het net gefokus om die wet te onderhou. Dis al wat hulle gedoen het. Maar hoe kan jy die Sabbat onderhou? Hoe kan jy die goede nakom? Dit het nie meer gegaan met God nie. Hulle het net gefokus hoe om die Sabbat te onderhou en hoe om die wette te onderhou. Met ander woorde, die letter van die wet was die essens van alles. Dit het daaroor gegaan. Kyk wat staan hier so. Dit staan jy mag jy dit doen, mag jy dat doen. Die Sabbat was verskriklik belangrik, die wet was verskriklik belangrik, die priester was belangrik, die besnydenis was belangrik, die tempel was belangrik. Hierdie goed het die Jode aanbid. Die priesters, die tempel, die Sabbat, die wet, die goeders, was al die goeders gewees. Maar niemand kon van God raak sien tussen al hierdie goeders deur nie. Hulle het dit aanbid. God het verdwyn agter die aanbiddingselemente. Soos jy by 'n Jood gekom het hy nie veel vertel van God nie, hy het jou vertel van die wet, of van die priester, of van die Sabbat, of van die tempel. En dan lees ons in Jesaja as jy daar gaan na vers 10 lees, hy hele perikoop oor wat God vir hulle sê. Hy sê, ek soek nie julle offers nie, man. Ek soek nie julle feeste nie, ek soek nie daai goeders nie, want julle harte is handel nie by my nie. Maar die probleem van daai godsdienst, dan lees ons Jesaja 1 vers 15, as julle hande uitsteek in gebed, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. So die gevolge van hierdie godsdienstsysteem was nie goed nie, is nie goed nie, kan nie goed wees nie. Toe gebeur Jesus Christus. En Jesus Christus
was nie 'n groot kerk begin soos ons Massakerk. Hy het 'n klein groepie van 12 disippels en nog 'n paar mense, minder as 50, het hy aan die einde van sy bediening, het hy 'n klein groepie mense gehad wat in hom geglo. Mens kon dit eintlik maar net 'n Joodse sekte genoem het. 'n Klein groepie het hom gevolg. Toe hy die dag gekruisig is. Jesus kom en hy oortree die Sabbat. Jesus kom, hy beledig die tempel. Jesus kom en hy kom in konflik met die wetgeleerdes. Jesus kom en hy ontheilig God. In die sin van, hy het gesê, dis my Pa. God, en lief met Pa. Hy het gesê, julle is kinders van hom, julle kan van hom sê, Papa. Dit is beledigend gewees vir die Jode. So Jesus kom, en hy vat die hele godsdienstsysteem, en hy trap daar. Alles wat ek julle gesê het van die wette oortree, die oorgelewerde gebruike van die voorouers oortree, die Sabbat oortree, die tempel oortree, die holle God oortree, alles. En dit was nie net omdat Jesus 'n belhamel was nie. Ons kan sê, ja, maar hy was net 'n bietjie rebels. Dit was nie omdat hy rebels was nie. As hy net rebels was dit logies dat hom gevang en gekruisig het, want daar staan, as jy hierdie goeders doen, gaan ons jou aan die kruis opvang, as jy vloek, dan staan dit in die Ou Testament. So dit was nie net omdat hy ongehoorsaam was aan die voorskrifte nie. Was nie net omdat hy sondig was nie. Was nie net omdat hy rebels was of omdat hy halstarrig was nie. Jesus het dit doelbewus gedoen omdat hy iets anders begin het. Dit wat Jesus begin het, is nie 'n afgepoetste Ou Testament nie. Dis nie 'n blindgevryde Ou Testament nie. Dis nie dit nie. Hy het sy rug op dit gedraai. En in die Nuwe Testament kom Jesus, en julle moet mooi luister wat hy sê. Hy sê in Matteus 9 vers 17. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou veldsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke is daar weer. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke, so bou jy al twee. En dis hierdie probleem wat in die 2000 jaar daarna gebeur het. Iewers along the line, het die kerk besef, ons gaan die ou sakke weer gebruik. Ons gaan hierdie nuwe evangelie van Jesus in die ou sakke intrapsit. Ons gaan die tempel weer regkry en kerkgebou bou. Ons gaan die reëls weer terugbring. En dit net bietjie by Jesus polish, en maak ons die nuwe reëls en die nuwe voorskrifte en die nuwe wette en die nuwe Sabbat en die nuwe tempel en die nuwe alles. Iewers along the line het iemand hierdie ding gemis. En al die nuwe wyn in die ou sakke begin kom. En die kerk het heelwaar geraak. Nuwe wyn kom in nuwe sakke. Kom ons lees hier so in Hebreërs, wat sê Hebreërs 8 vers 9. Vers 8 en 9. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en met Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos wat ek met die voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het en om hulle uit Egipte uit te lei, want hulle het nie my verbond gehou nie. Die ou goed het nie gewerk nie, omdat hulle dit nie gehou het nie. En ek het hulle verwerp, sê die Here. Die Here het sy volk verwerp, het hulle toegemaak. Vers 10. Dis nou die verbond wat ek met Israel na die dae sal sluit, sê die Here. Ek gee hulle my wette, ek sal hulle my wette in hulle verstand gee.
hulle harte sal ek dit skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer. Ek gaan nie vir jou lees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here jou God ken nie, jy moet dit doen nie, jy moet dat doen nie. Weet die een van die Christelike kerke vandag dit nie, niemand hier gelees nie. Jy mag nie meer, jy sien nie die Christen raadgewer van die broer nie. God sal self in hulle harte en in hulle verstande sy goeders gee. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Hulle almal, klein en groot, sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en oor hulle sondes nooit meer dink nie. Hierdie donker kant, wat so 'n worsteling was vir die volk, is weg. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste ene oud verklaar. En wat oud geword het en uitgedien geraak het, sal gou verdwyn. Tensy die kerk dit terugroep. So ek en jy lewe in die nuwe verbond. Christus het 'n nuwe verbond begin. Ons lewe nie meer in die ou kerk nie, waar jy die wet het, en die tabernakel het, en die offers het, en die priesters het, en die Sabbat het. Ons lewe nie meer daar nie, dis oud, dis ou goeders. Ons lewe hier in die lig. Ons lewe in die lig. Waar daar 'n nuwe stelsel opruim. En mens noem daai stelsel, God is daai stelsel. Hy, sy Heilige Gees kom in jou hart bly, en hy sê vir jou hier binne, ja, nee, ja. Hy sê daar binne vir jou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om dienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewendig. Die probleem vandag, die kerk, die groter kerk, die algemene kerk, die Katolieke kerk, het die letter teruggebring, het die wet teruggebring, en vir Jesus gesê, die Heilige Gees gesê, staan daai kant toe, ons wil hier leef, ons wil in die donkerte wees, ons sal vir die mense sê wat hulle mag doen, ons sal hulle sê wat hulle nie mag doen nie, ons is die kerk. Hierdie gedeelte het hulle weggespoed. Ons bekwaamheid, God het ons bekwaam gemaak om 'n dienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewendig. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers van gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundamente van die apostels en die profete. 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. Ons word die nuwe tempel. Nie net hier binne nie, daar buite, oralste. Dis die mense. Die kerk is die mense. Ons is die liggaam van God, die liggaam van Christus. In ons sluit die hele gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here. En wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons is Jode van geboorte, nie sonders uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. In die Nuwe Testament kom Jesus, as jy die Nuwe Testament genoeg lees, kom jy as hier, kom hy en hy gee ons 'n nuwe wet. Nie 'n ou afgepoetste wet wat die ou wette 'n ander maniere sê nie.
'n nuwe wet, geen nuwe wet. En 'n eenvoudige nuwe wet. Galasiërs 6 vers 2 lees ons: dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. So met ander woorde, om het op te som, Jesus het 'n ou godsdiens wat baie verskriftelik en wetties en gehoorsaamheid vereis het, en hy kom verander. Hy het kom verander, en hy het kom verander na 'n geesgedrewe geloof. Wat individueel persoonlik is, jy binne in jou, dra jy die wette wat God wil hê jy moet ken en nie ken nie. En ek kan jou probeer behulpsaam wees van die kant af, maar die oomblik as die kerk sê, julle moet die Sabbat hou, dan is ons terug in die ou kerk. Kerk sê, julle moet tempel toe kom, terug in die ou kerk. Julle moet die priesters gehoorsaam wees, terug in die ou kerk. In die kerkgeskiedenis weet ek nou presies wat het gebeur het. In die eerste 300 jaar was die kerk net gelowiges. En het gegroei van die 50 gelowiges wat saam met Jesus daar was, tot miljoene in 310. En toe die Romeinse Ryk, die Romeinse regering, die Romeinse wêreldryk, het hulle die kerk geskaap. En die kerk gevat en sê, die kerk is nou ons kerk. En toe hulle verkeerd gegaan. En in 1500 toe Martin Luther hulle gehervorm het hulle 'n goeie werk gedoen, maar hulle het net teruggespring na 'n gereformeerde tempeldiens toe. Gereformeerde tempeldiens waar die kans so belangrik is, en die kleed van die dominee belangrik is, en die kerk dra wit dasse dra. Hulle het net nog 'n ander tempeldiens begin. En as ons aangaan as Christene, as ons aangaan hiermee, moet nie die woord Christen gebruik nie. Noem jouself 'n Ou Testamentiese godsdienstige. Dan doen jy die Ou Testamentiese godsdienstgoeders. Maar as jy die woord Christen wil gebruik en die Heilige Gees wil op staat maak, dan moet jy hierdie nuwe wyn in 'n nuwe sakkie sit. Dan sal jy vry wees, want die Gees gaan jou lewe dag maak. Ons kan nie, die kerk, die groter kerk, die algemene kerk, kan nie aangaan om hierdie Joodse godsdienst te bedryf in die naam van Jesus Christus nie. Ons kan dit nie doen nie. En verstaan my reg, as jy die Sabbat wil hou in jou persoonlikheid, hou die Sabbat. Maar moet dit nie 'n wet van die Christene maak nie. As jy 'n offer wil bring 'n offer. Hou vas as jy wil vas. Doen wat jy wil. Daar's niks fout daarmee. Maar moet dit nie 'n wet van die Christene maak wat 'n nuwe wynsakke, nuwe wyn is nie. Want die Gees maak ons lewendig. Gaan wees Christene wat 'n nuwe wynsakke is. Amen. Goed bid saam, Here. Ek het 'n groot begeerte, Here, dat almal dit sal verstaan. Dat Christene is nie die nuwe Judaïsme, die nuwe Joodse geloof, of die nuwe tempelgeloof, of die nuwe godsdienst van die nuwe tyd nie. Dis nuwe wyn in nuwe sakke, wat deur die Gees, die Heilige Gees van God bedry word. En waar ons inherent elkeen die verantwoordelikheid opneem van God se gawe in ons harte. Help ons, Here, om dit te verstaan en dit te leef en geestelik daardeur te groei. Dit alles in Jesus Christus se naam.